Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Goeiedag, ek is Dominee Thys Burger van die APK Viljoenskroon. Kom ons lees Jesaja 53 vers 5 tot 11. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat vir ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos kleinvee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp, en nie sy mond oopgemaak nie, soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerders stom is. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem, en sy lot, wie dink daaroor na? Ja, hy is afgesny van die land van die lewendes, vanweë die oortreding van sy volk het die sla hom getref. Hulle het vir hom sy graf by die goddeloses gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het, en bedrog nie in sy mond was nie. Maar die Here het verkies om hom te verbrysel. Hy het hom siek gemaak. As sy lewe dien as 'n skuldoffer, sal hy 'n nageslag sien en lank leef. Wat die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. Na sy swaar kry wat hy beleef het, sal hy sien. Hy sal versadig wees aan sy kennis. My diensknegt sal hom as 'n regverdige betoon aan baie, en hulle sondeskuld. Hy sal dit op hom laai. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood, en by sy oortreders gereken is. Hy het egter die sonde van baie gedra, vir oortreders het hy ingetree. In Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 12 word vertel van die knegt van die Here. Hierdie knegt van die Here is volgens die bevestigende aanhalings in die Nuwe Testament Jesus Christus. Hy was in sy staat van vernedering gebore. Hy het soos enige babietjie gelyk, moes versorg word en beskerm word. Hy het soos 'n gewone arm kind groot geword. Hy het waarskynlik ook die siektes van sy tyd beleef. Uiterlik was daar niks besonders aan hom nie. In kontras met sy tyd se siening van God se seun, was hy maar onaansienlik en ongereken. Selfs tydens sy bediening op aarde was die Here Jesus deur die meerderheid van sy volk verag en verneder. Hy het nie soos 'n geseënde gelyk nie. By daardie onguns voor God was daar ook sy fisiese lyding, sy marteling, mishandeling en uiteindelik sy kruisiging. Hy was so erg mishandel dat 'n mens amper nie vir hom kon kyk nie. Hy is as paaslam op daardie paasfees geoffer. Ons straf het hy gedra, vir ons sondes betaal. Hy is verag en deur sy volk, selfs deur sy disippels, verlaat. In vers 7 en 8 word daarvan gepraat dat hy nie sy mond oopgemaak het nie teengestribbel het nie. In die regsproses is hy skuldig bevind, as misdadiger veroordeel, onskuldig weggelei om tereggestel te word. Hy, die sondelose, moes aan 'n vloekhout hang, aan 'n kruis, tussen twee misdadigers. Deur aan die kruis te hang, as hy volgens die Joodse wette vervloek. Dit het hy gedoen om ons te bevry van die vloek van die sonde. Hy het die straf op ons sonde op hom geneem, dat ons dit nie meer hoef te dra nie. Die mense van sy tyd het hom gesien as iemand wat deur God verlaat is en die straf van God dra. Hy is natuurlik ook aan die kruis letterlik deur God verlaat, sodat hy moes uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dit, sodat ek en jy
nooit sonder God se teenwoordigheid hoef te wees nie. Dit was die geweldige prys vir ons vergifnis, die duur prys dat ons die ewige lewe verniet kan kry. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit is Goeie Vrydag. Mag jy op hierdie Goeie Vrydag werklik die vrede van God beleef. Die vrede wat deur die bloed van Jesus Christus vir jou gekoop is. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here vir Goeie Vrydag. Dankie Vader vir u seun wat vir ons kom betaal het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.